So hier in die begin van 2026 wil ek graag met jou 'n boodskap deel uit Matteus uit. Spesifiek Matteus 5. In Matteus 5, 6 en 7 is Jesus besig om met sy gehoor, met die disippels en die ander wat hom volg, met hulle te praat oor die koninkryk van die hemele. Jesus sê onder andere in Matteus 5 dat hy nie gekom het om die wet te vervang of om die profete, dit wat die profete gesê het en oor geprofeteer het, tot niet te maak nie, maar om dit te vervul. En dan kom leer hy sy disippels meer as dit wat net in die wet en deur die profete al op daardie stadium aan die volk gekommunikeer is. Soos Moses die wet op 'n berg aan die volk gegee het, so is Jesus ook hier op 'n berg. Staan hier op die berg en hy praat met die disippels en die volgelinge. En hy sê onder andere in Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die boodskapvertaling gebruik die woord gelukkig is almal. Salig, met ander woorde gelukkig. Gelukkig is almal wat 'n sekere ingesteldheid het. Gelukkig is almal wat iets doen. Die Amplified sê blessed. En dan daai blessed word vertaal met joyful, nourished by God's goodness. Om geseënd te wees is dus om bly te wees en om deur God se goedheid gevoed te word. Dit maak my gelukkig. Gelukkig is jy as jy 'n dors het na geregtigheid. En hier in hierdie nuwe jaar wil ek jou vra, het jy 'n dors? Het jy nog dors? Is daar steeds by jou 'n dors na geregtigheid? Kom ons verstaan net gou-gou die woordjie geregtigheid. Wanneer ons die woord geregtigheid hier lees in die Afrikaanse 53 vertaling, dan wil dit ons laat dink dat hier is nou dalk 'n wet wat toegepas moet word. Iets moet nou reg gemaak word of iets moet reggestel word. Maar dis nie die betekenis van die woord geregtigheid hier nie. Geregtigheid beteken om in die regte verhouding te wees. Dis die Griekse betekenis van die woord wat hier gebruik word. Dit gaan daaroor dat daar in die regte verhouding met God gestaan moet word. So die vertaling lees eintlik, gelukkig is jy as jy 'n diepgaande begeerte het om in die regte verhouding met God te staan. Amplified lees om, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Ek gaan weer terug. Salig, aan die woorde gelukkig is jy wat honger en dors, gelukkig is jy wat verskriklik graag dit wil hê of verskriklik graag uitsien na geregtigheid om in die regte verhouding met God te staan. Gelukkig is jy as jy 'n honger en dors het, as jy 'n diepgaande begeerte het daarna om in die regte verhouding met God te staan. Het jy daai begeerte? Het jy daai begeerte om in die regte verhouding met God te staan? Kom ons kyk 'n bietjie, wat beteken dit om in die regte verhouding met God te staan? Wat beteken hierdie geregtigheid? Daar's twee baie belangrike fasette van hierdie geregtigheid. Die eerste ding is dat ek geregtigheid verkry slegs
deur Jesus Christus. Net Jesus Christus versoen jou met God. Net Jesus Christus, die geloof in Jesus Christus, versoen ons met God. Dis die eerste betekenis. Tweede betekenis is, dat wanneer ek nou met God versoen is, begin ek met God saamwerk. Versoening vind plaas deur Jesus, samewerking vind plaas deur die volgehoue werking van die Heilige Gees in my lewe. Ek herhaal, eerste deel van hierdie teks, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Sê eintlik vir my en jou, jy is gelukkig wanneer daar by jou 'n diepgaande behoefte is om in die regte verhouding met God te staan. Tweede gedeelte, baie positief, want hulle sal versadig word. Dis wat die skrif sê. Jesus sê, as ek hierdie diepgaande behoefte het, sal hierdie diepgaande behoefte van my vir my gegee word. Hoekom sê ek, jy kan hom vertrou? Is daar iets wat God in die skrif sê wat hy nie gedoen het nie? Is daar een profesie wat vals was, wat God gesê het, deur sy profete, of Jesus self? Nee, nie een nie. As profesie wat nog nie bewaarheid is nie. Maar geen profesie is nog as vals bewys nie. Niks wat in die skrif is vals nie. Met ander woorde, God het 'n perfekte track record. As God sê, want julle sal versadig word, dan sal jy versadig word. God se track record is perfek. Wat bedoel ek? Bedoel dood eenvoudig, dat jy kan op God vertrou. Vertrou vandag op God, dat 2026 'n jaar sal wees, waarin jy wel versadig sal word. Waarin jy, as jy hierdie honger het na God, dat jy sal groei, as 'n voorbeeld. Wanneer ek hierdie honger het, om in 'n voortdurende, groeiende verhouding met hom te wees, dan sal hy jou help om daardie honger te stil. As jy voortdurend streef daarna, soos wat Paulus sê, ek strek my uit daarna om die prys te behaal. As jy voortdurend hierdie behoefte het, voortdurend hierdie ingesteldheid het, om reg met God te lewe, dan sal die Heilige Gees jou help om so reg te lewe. In die Amplified eindig hierdie skrif met 'n verwysing na Jesaja 55 toe. Kan ek vir jou lees wat staan in daardie verwysende teks? Jesaja 55, en ek lees hom vir jou uit die boodskap vertaling uit. Kom kry by die Here wat julle nodig het. Laat almal wat dors het hier na die water toe kom. Ook die wat nie geld het nie, kan kom. Kom koop en kom eet. Julle hoef self nie eens geld te hê nie. Kom kry wyn en melk verniet. Waarom betaal julle vir iets wat julle nie krag kan gee nie? Waarom span julle julleself in vir iets wat julle nie versadig kan maak nie? Luister baie goed na my, sodat julle iets kan inkry wat goed is vir julle. Luister na wat ek sê, sodat julle voedsame kos kan inkry. Spits julle ore en kom na my toe. Luister mooi, dat julle kan lewe. My uitnodiging aan jou is, kom na Jesus toe. Kom kry die water. Kom maak reg met God. Kom neem Jesus aan as jou verlosser. Neem God op sy belofte. Wanneer jy hom aangeneem het, en daar sodoende by jou 'n voortdurende behoefte bestaan om reg met God te lewe,
dan sal hy jou gelukkig maak. My broer en suster, daai is ware geluk. Daai is geluk wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Daai is geluk wat binne vas is, verseker is, beloof is deur die Here Jesus homself. Geniet die teenwoordigheid van God en Jesus en die Heilige Gees in jou 2026.